my saam te lees uit boek Nehemia. Ons gaan lees Nehemia 4. Ons gaan lees vanaf vers 17. Nehemia 4 vanaf vers 17. Van die bouers van die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werkspies vashou. En die bouers het elkeen sy swaard aan sy heup gegord en gebou, terwyl die basynblaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgestrek, en ons is uitmekaar op die muur, die een ver van die ander af. Op die plek waar julle die geluid van die basyn hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom. Onze God sal vir ons stry. Ons bid net saam. Dankie ons Vader vir die voorlees uit die woord. Dankie vir die geleentheid om nogmaals die woord te breek vir die volk, vir hulle te deel wat het is wat u op die hart het, wat u graag met ons wil spreek. Ek vra dat u harte ontvanklik sal maak, gee vir ons sagte, nuwe harte, Here, gereed om te hoor wat het is wat u vir ons sê, dat het tot ons spreek. Dat ons nie so vinnig en so haastig is om te sê, miskien praat die Here vanmorgen met iemand anders te nie, maar dat ons het vat en sê, Here, u praat met my vanmorgen, u roep my tot aksie, u roep my tot ander optrede, is my gebed in Jesus naam. Ons thema vir die jaar waaroor ons praat, en ek het al 'n paar boodskappe hieroor afgelewer, gaan daaroor om ons bou die koninkryk saam, ons bou die koninkryk hier. Maar ek wil met u baie eerlik wees vanmorgen. En is my pragtig, Elrese se getuienis het so mooi daarby ingepas. Bouwerk is nie net mooi oomblikke en lekker aanbidding nie. Dis nie waar ons net hier by mekaar kom en voel die gees van die Here is hier tussen ons nie. Jy kan nie sê ek is besig om te bou en jy het nooit by daardie ervaring gekom dat jy 'n stuk muur gebou het. En besluit dat die muur staan so 'n bietjie skeef en hom moet afbreek nie. Ek het al in my lewe daardeur gegaan, gesien, hy word gebou en dan sit jy die loodlyn so en jy kyk stadig maar seker hy begin bietjie skeef, dan gaan hy nog so bietjie skeewer en voor die wees en as hy so skeef, het help nie aan te gaan nie. Dan is hy daarom nog nat. Dis die maklikste manier is om af te breek en te sê, kom dat ons oor begin. Bouwerk bring spanning. Die hele idee, die hele konteks van wat ons probeer doen is om te verstaan dat daar gaan spanning daarmee saamkom. Ek het al vir u gesê en van die boodskappe tot dusver, het ek gesê as jy voel daar is geen weerstand nie, daar is nie iets wat terugstoot teen wat jy besig om te doen nie, is jy moontlik besig om op die verkeerde plek te bou. Jy is moontlik besig met die verkeerde werk. Mense wil hê dat ons moet daaraan deelneem en sê ons is besig om God se koninkryk te bou, maar ons moet dit doen sonder weerstand. Daar moet niks in jou pad staan nie, daar moet niks wees wat jou keer nie. Maar die Bybel wys vir ons, die oomblik wanneer jy begin om te bou, die oomblik wanneer jy jou voet in die Jordaan sit, so te spreek, en sê ek gaan begin om hierdie werk te doen, is die teenstander ook daar. Onmiddellik is hy daar. As jy hom nie sien, kan jy weet jy verkeerd gestap. En ek wil net gaan in die eerste vers van hierdie hoofstuk, ek gaan nie die hele stuk lees nie. Hy sê, vers 1 sê, maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword, om baie geërg. Hy het met die Jode gespot en voor sy broers en die leiers van Samaria gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal die mense hulle laat begaan, sal hulle offer, sal hulle dit vandag nog voltooi, sal hulle die klippe uit die grond ope lewendig maak, alles deur die brand. Toe hy sien, toe Sanballat sien is besig om te werk, kom hy en hy begin om hulle te spot. Die teestand is onmiddellik daar. Die boodskap vanmôre, en ek het gedink, ek wil dit graag prakties vir u demonstreer, so ek het 'n paar props saamgebring, dankie om Ronnie ook vir 'n troffeltjie op my metal. Maar ek wil net vinnig oor die konteks praat. Die skrifgedeelte waarop ek wil fokus, is hierdie gedeelte waar hy sê in vers 18 sê, 17 en 18 sê, dat die lasdraers het hulle werk so gedoen dat hulle met een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die spies vasgehou het, en bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord gehad. Die konteks wat die geskep word is mans wat besig is om te bou, en besig op die muur besig om te bou,
Maar terwyl hulle bou, het hulle ook 'n wapen om hulle self mee te verdedig. Hulle verwag, daar gaan weerstand kom. Hulle weet terwyl hulle besig is om die werk te doen, daar gaan iemand kom om vir hulle te sê, nee, ekskuus. Ek dink nie jy behoort hier te wees nie. Vinnige konteks van waarvan ons lees hier, Nehemia leef in die tyd van ballingskap. Hy gaan saam, hy kry die toestemming om gestuur na Jerusalem toe om dit te herstel. Dit lê in pyn, dis verwoes. Die mure is afgebreek. Die mure is weg. Daar skrif wat sê dat daar nie 2 klippe bo mekaar by staan nie. En 'n stad sonder mure in hierdie tyd waarvan ons lees, is 'n kwesbare stad. Is 'n stad wat verneder is. Hy is sonder identiteit, sonder 'n toekoms. Daar's nie hoop. Niemand gaan sê kom ons trek in hierdie stad in. Kom ons bly in hierdie stad, ons sal veilig wees nie, want daar's geen mure nie. Die stad se mure is verwoes. God roep Nehemia nie om die klippe op te tel nie, maar hy roep hom om God se eer en die identiteit van sy volk te herstel. Soos ek gesê, die oomblik toe die werk begin, die bouwerk begin die teestand. As iemand wat spot, as iemand wat dreigemente gooi. Hulle begin 'n paar manne naby saam by mekaar kry, jy lees daaraan van Samba, Tobia en Gesem, 'n paar mense wat by mekaar gekom het om te probeer om hierdie werk te verwar. En dis in daardie spanning, daardie oomblik waar hulle besig is om te probeer die huis bou, dat ons die beeld kry waaroor hierdie boodskap vanmôre gaan. Een van ons hande is besig om te bou, een van ons hande is besig om te waak. Nou, ek het nou nie 'n spies nie, ek praat van 'n werkspies hier. Ja, ek sê elkeen in sy hand, in die een hand het hy met die bouspies gestaan, werkspies gestaan, die ander kant het hy sy swaard met sy heupe. Maar ek het gedink, as jy jouself kan indink, die ouens besig om te bou hier. Hy het die troffel, besig om die sement te sit in die klippe. Dis 'n ongemaklike situasie. Of jy nou vir my sê, die swaard is hier in sy skede, hier die kant dat hom vinnig gaan uitgryp as hy moet, maar hy praat nog van hy die swaard hier ingehaal en hy die werkspies in hierdie hand gehad. Nou vertel vir my, oom Ronnie het vir my, hy het nou geweet van ek wil dit gebruik vir demonstrasie, dat hy vra vir my om help bou. Maar oom Ronnie sal langs my staan en my wil help bou, maar hy gaan ook met sy eie swaard, met sy spies, met sy troffel en sy goed in sy hande staan. Staan met jou hande vol. Staan besig om te bou. Die eerste punt wat ek wil hê, jy moet goed verstaan, en ek wil hê, jy moet dit hoor. Jy moet vanmôre vir jouself dit herhaal as dit nodig is. Wanneer God begin bou, wanneer ons saam met God begin bou, begin die vyand te raas. Die geluid en die geraas wat jy hoor, is die vyand wat sê, ek wil nie sien dat daar vooruitgang is nie. Ek wil nie sien dat die volk moet hulle identiteit herstel nie. Ek wil nie sien dat die koninkryk gebou moet word nie. Hy bring lawaai, bring geraas. En wat is dit wat ons moet doen? Ons moet so 'n bietjie ongemaklik wees. Ons moet bereid wees om met die een hand te bou, terwyl ons met die ander hand besig is om te verdedig. Die eerste punt wat ek graag hieroor wil maak is die troffel. Nou, ek is bly om Ronnie vir my so 'n troffeltjie gebring. Hy het 'n bietjie roesal aan. Wat sien jy? Ja, baie. Ek is seker oom Ronnie wil maak om sy toets mooi skoon hê. Hy het my vertel dit is iets wat hy al van lank terug af het. Sê bietjie vir ons dalk sin is dit? Oorlede pa. So dis amper soos 'n erfstuk in die troffel. Maar ek weet nie van julle nie of julle sal dink hierdie is die Engelse woord wat gebruik is glamorous. Dis nie 'n pragtige stuk nie. Dis nie as jy nou in jou werkswinkel gaan sit, gaan jy nou sit daar op die rak, jong, pak hom so mooi sit om ons hakies. Nee. Hierdie word gewoonlik sommer iewers onder in 'n boks gegooi. Met die hele stuk goed wat bo kom lê. Raymond, het jy van hulle? Ek weet nie waar hulle is almal. Gaan jy bietjie soek, die krap om te kry. As ek aan hierdie troffel dink, dan weet ek dit is sweetwerk. Dis werk waar jy so bietjie gaan buig van hy sement moet aangemaak word. Dit moet met die troffel gegrawe word, opgelig word. Dit gaan oor volharding.
Dit gaan oor om elke dag, elke oomblik op te daag en weer voort te gaan. Dit gaan oor inspanning. Ons hoor baie die woord getrouheid. Maar bou van 'n koninkryk beteken om getrou te wees daar waar jy is. Dit beteken om te doen wat God van jou vra om te doen. Dit beteken selfs, wanneer jy weet, is iemand wat besig is om jou te bekry, iemand wat dalk nie reg maak om te kyk of hy jou af van die muur af kan kry. Om te bou, lyk dit miskien vir julle na harde werk, maar daar is soveel ander plekke waar ons kan sien dat ons besig is om te bou in die koninkryk van God. Ek het vir u gesê, praat nie van fisiese bou, dit het ons ook nodig. Ons kan ook geboue bysit. Maar ons praat van die koninkryk van God, ons wil met siele bou. En hoe bou jy met siele? Chantal, jy bou deur die integriteit wat jy wys as jy by die werk is. Wanneer iemand vir jou sê, nee, maar niemand sien dit nie, kom ons skuif dit sommer so een kant toe. Kom ons steek dit weg. Kom ons raak goed af ontslaan, jy sê nie, ekskuus. Daar trek ek die streep, dis nie hoe ek optree nie. Wanneer jy eerlik is met geld, ek weet nie hoeveel van julle het al oorgekom nie, want jy staan in die ry, en jy word lei die totaal op en jy sê, dis nie reg, dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Almal van ons is vinnig en gereed om dit te doen, as dit veronderstel was om R100 te wees en in charge R150, né? Nee, kan dit my indoen nie. Ek vra vir u hoeveel, raak opgewonde as hulle vir jou R50 vra vir iets wat R100 gekos het. Iemand gaan daarvoor moet betaal. Jou eerlikheid is hoe jy bou in die koninkryk. Dis hoe jy wys dat jy is bereid om die moeilike dinge te doen, nie die maklike nie, die dele waar daar spanning is. Ek het al gehoor ander mense sal sê, nee man, dis jou voorsiening, die Here het jou geseën. Eerlikheid. Hoe om te bou wys vir my oor hoe jy jou huis lei. Ek is jammer om dit te sê, in Suid-Afrika kom ons dit meer en meer agter. As jy dit nog nie sien nie, as jy nog nie dit raak gesien het nie, daar is meer en meer huise waar kinders groot word sonder 'n pa in die huis. Daar is meer en meer huise. Ek het vir pastoor Dion gister gehelp hier by die kinderhuis. Dit is skokkend. Dit is skokkend om te sien soveel kinders. Soveel kinders wat nie 'n ouer het nie. Wat van iemand anders moet afhanklik wees. En weet jy, ek ken nie die statistiek nie, maar in soveel groot gevalle hiervan, is dit nie ouers en moeder en vader wat al afgesterf het nie. Is moeder en vader wat nie optree soos hulle veronderstel is om op te tree in hulle lewens nie. Wat nie besig is om hulle huise te lei soos hulle gelei moet word nie. Die arme kind, of in die weeshuis is. Kom ons trek dit reguit. Ek praat van 'n huis, hoe jy mense in jou huis behandel. Maar het is belangrik hoe jy almal behandel. Elke mens rondom jou. Dit het maklik geword en weet jy, ek vind dit ook, dit is baie keer makliker om vir 'n boemelaar of 'n bedelaar net te sê, "Skus, ek kan jou nie help nie." Dis ook 'n mens. En dalk maniere wat ons ongelukkig maak, wat ons regtig sielsongelukkig maak oor die manier waarop hulle vra. Ek raak ongelukkig as ek iemand sien wat hier in die een hand met 'n sigaret staan, die ander hand staan en wil hy pedel vir kos. Maar dis ook 'n mens. Dis ook 'n siel. Dis 'n deel van die koninkryk. God se koninkryk groei nie deur ons groot praatjies nie, maar dit groei deur getroue hande. Hande wat bereid is om 'n troffel te vat. Al lyk dit nie lekker werk nie, is jy bereid om die troffel te werk. My tweede punt, ons het laas week gepraat oor die swaard. Jesus het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar om 'n swaard te bring. En die swaard stel nie altyd geweld voor nie. Dit gaan in hierdie geval waar hulle praat gaan oor hulle beskerming. Hulle is nie daar om ander in te val nie, hulle self beskerm. Maar die swaard stel voor onderskeiding. Het stel voor grense. En Jesus het laas in ons boodskap wat ons laas week oor gepraat het gesê, ek bring die swaard sodat jy kan verstaan dat ek moet eerste wees. Ek moet nommer 1 in jou lewe wees. Ek wil nie hê jy moet dink dis 'n keuse tussen God en die mens nie. Dis God en jou gesin nie, God en jou vrou nie, God en jou kinders nie. Maar verstaan dat die swaard wat Jesus stuur is om te wys moeilike vrede. Om vrede te kry in jou huis, moet jy kan sê ek staan vir iets. Waarvoor staan jy? Jy kan nie bou, dat net met troffel besig wees en alles ignoreer wat probeer om te stop. In ons konteks
is die aanval nie altyd 'n openlike aanval nie. Partykeer is dit om so 'n bietjie 'n kompromie aan te gaan. Partykeer is om te sê, ons kan ons almal net in vrede saamleef. Maar ek bedoel, dis nie eintlik wat hulle sê nie. Ons het laasweek in detail daaroor gepraat oor die manier waarop ons kan 'n kompromie aangaan. Of te sê, dis maar hoe dinge werk. Dit is maar net hoe dit werk. Ek wil dit duidelik vir die verstel vanmôre, as jy dit nie beskerm wat vir jou belangrik is nie, gaan jy dit verloor. Dit gaan van jou af weggeneem word. En ek hoor baie mense praat van ons moet die godsdienst vashou, soos as ons dit gekry het. Ek hoor baie mense wat terugroep, dat dit wat hulle gehad het toe hulle kinders was. Maar ek wil jou vanmôre vra, wat doen jy om dit te beskerm, hoe jy die evangelie ontvang het? Wat is jou aksies wat jy neem om seker te maak om te word beskerm? Hoe praat jy oor die evangelie soos wat jy dit gekry het? Wat jy nie beskerm nie, gaan jy verloor. My derde punt, en nog 2 om te doen. Jy kan nie besluit, ek gaan net bou of net veg nie. Dit werk nie so nie. Jy kan nie kies in hierdie 2 gedeeltes en sê, ek gaan net die een doen nie. Party mense het net 'n swaard. Vir hulle is alles 'n bekleierery, daar word niks gebou nie, niks word groter gemaak nie. Jy's nie besig met die koninkryk van God nie. Jy's net besig om mense te veroordeel. Jy's net besig om mense weg te wys van die hemel af. Jy's net besig om vir mense te vertel, hulle gaan dit nie maak nie. Die evangelie is 'n evangelie van bou en verdedig. Daar's weer ander mense wat net 'n troffel het. Julle ken hulle? Dit is ouens wat konflik vermy. Sê, hoe moet ons nou net daaroor beklei nie? Maar dit wat hulle besig is om te bou, word oor en oor gebou en net weer afgebreek. Want hulle kom nêrens uit nie. Hulle is nie besig om te bou op prinsip nie. Hulle is nie besig om te bou in beginsel nie. Hulle bou nie soos wat God se woord wil hê ons moet bou nie. Net 'n swaard in jou hart, in jou hand, maak jou 'n harde mens. Met net 'n troffel in jou hand, is jy 'n naïewe mens, want jy dink niks gaan ooit verkeerd gaan nie. My laaste punt, elke bouer moet albei hierdie gereedskap dra. Ek wil graag weer lees, hy sê, van die bouers, nie van die leiers nie van die wagters nie van die Nehemia nie, hy sê, van die bouers aan die werk, het die lasdraers, die wat die werk gedoen het, hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand troffels gedoen het, die ander hand verdedig het. Dit gaan nie net oor sogenaamde geestelike mense nie. Dit gaan nie net oor mense wat al diep in die gewandel het in die geloof nie. Ons het so pragtige frase, ek het niks teen die frase nie, maar ek het dit, dat mense dit gebruik as 'n onderskeid tussen ons en ander. As hulle hier begin praat van sê ons is diepere lig. Die diepere lig. Nee, elke kind van God is verantwoordelik vir bou in die koninkryk. Amen. Elke een van ons moet deelneem aan die bou. En as jy bou, moet jy waak. As jy deel is van die koninkryk, dra jy verantwoordelikheid vir die koninkryk. Bou die koninkryk saam is nie 'n toeskouersport nie. Was geen mense op die paviljoen wat sit en kyk nie. Was geen passasiers wat wil saamry op die evangelie waar nie. Ons is almal deel van die Vader. Ons vorige boodskap het ons gepraat oor besluit om te bou. Ons het gepraat oor die feit dat ons moet Jesus as 'n prioriteit stel. Ons het gesê dat die vrede om te kry is 'n moeilike vrede, maar ons moet daarby uitkom. Hierdie boodskap begin nou te raak aan die area van hoe ons moet bou. Hoe gaan jy deelneem aan hierdie bouaksie? Ons verstaan vanmôre, dit moet gedoen word met gehoorsaamheid. Dit moet gedoen word met onderskeiding van wat om jou aangaan. Jy kan nie elke ou wat nader aan jou kom sommer eers met die swaard bykom nie. Maak jy seker hy is daar om jou van die pad af te bring. Partykeer is dit 'n baksteen. Ja. Partykeer is dit iemand wat ook moet bouer wees. Dit gaan oor volharding. Dit gaan oor deelname. God bou sy koninkryk deur mense wat bereid is om al twee hierdie gereedskapstukke vas te hou. Ek wil afsluit. Ek wil vir u vra,
Vanmôre is daar van jy wat dalk 'n troffel het, maar nie 'n swaard nie. Jy voel jy dalk al oor jou lewe goed gebou, dinge probeer oprig, probeer om dit te laat stand maak. Jy dalk mense gekry wat saam met jou begin die Here dien het. Jy dalk siele tot bekering gebring. Jy dalk dit geniet om daardie oomblik saam met hulle te spandeer. Maar hulle het weer weggedwaal. Hulle het weer weggeraak. So te sê die muur wat jy besig is om te bou het omgeval. Dit was nie stewig nie. Dan is daar weer ander van ons wat geleer het toe hy by die kerk gekom het om 'n swaard vas te vat. Ek gedink het dit is ons doel. Ons doel is om net julle weer te sny, te kap en te sê dis skeiding, ons onderstanding te bring. Fight baie, bou niks. Ek wil die vraag vanmôre, wat is dit wat jy in jou hand het vandag? Wat hou jy in jou hande vas op hierdie oomblik? Ek wil daarmee afsluit. Bou getrou. Bou terwyl jy besig is om te kyk wat om jou aan gaan, waar wys. Hou jou oë oop om te sien wat die vyand besig is om te doen en hoe hy wil probeer om jou te stop om te bou. En weet dit, God doen die res. Dis nie nodig vir ons om oral en alles te doen nie, om alles te gelyktydig te doen nie. Bou met die een hand, waak, wees reg om te verdedig. God doen die res. Amen. Amen. Amen.